Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. Iemand skryf ergens dat die ergste tronk waarin 'n mens homself kan bevind is die een wat hy nie bewus is hy is in nie. En dit het my so 'n bietjie laat dink. Ek dink aan al die reekse en flieks, ek dink onder andere in Prison Break 'n klompie jare terug, wat oor gevangenes stories binne in die gevangenes en die tronke handel en onthou jy 5 ster op televisie wat ook vir ons so 'n bietjie van 'n blik gegee het binne gevangenisse, maar tog altyd en ek dink nie die volle prentjie kan gee nie. Die verskyning voor kommissies nou van ouens wat selfs in die gevangenis is en soms lyk of hulle soos in weelde leef en allerlei voordele het, gee vir 'n mens miskien 'n verwronge prentjie van wat werklik in gevangenisse gebeur. En as ek met individue gesels wat geliefdes huidiglik het in die gevangenis of verhoor afwagtend is dit eintlik 'n vreesaanjaende plek. Dit is 'n plek waar korrupsie nog steeds hoogtyd vier en bendes ook hoogtyd vier binne hierdie gevangenisse. En dat dit eintlik lewensgevaarlik is. Maar wat ek aan dink en wat ek jou wil uitdaag is dat ons miskien nie hak by hierdie fisiese tronke of gevangenisse nie, maar soos wat ek begin het ook vra, is daar nie dalk 'n gevangenis waarin ek is, wat ek nie bewus is van ek is in nie. En dit kan wees iets wat iemand gesê het, of iets wat ek myself nie kan vergewe nie, of iets wat in my eie verbeelding maar net saad geskiet het. Wat maak dit ek nie in ware vryheid, die oorvloedige lewe wat die Here vir my beloof het, leef nie. Ek die ander dag het 'n mossie ingevlieg en in my huis en ek kyk net na hoe hy homself te pletter vlieg amper teen die venster wat toe is, terwyl die deur waardeur hy gekom het waawyd oop staan. En dit my laat dink ook aan hoe baie van ons nie as gevolg van eie keuses en die wêreld, die stikkende wêreld waarin ons leef, vasgevange voel, terwyl ons reeds vryheid kan beleef nie. En ek dink so aan Paulus wat in die gevangenis is, en lofliedere sing, terwyl hy in boeye is, want dis 'n vryheid wat hy beleef, wat nie fisies ingeperk kan word nie, maar wat opgesluit lê in die een wat beloof dat as hy ons vry maak, sal ons waarlik vry wees. En ek dink dat al voel ons soms oorweldig deur die stikkindheid van hierdie lewe, dat ons sal weet dat soos Paulus sê, hy is 'n gevangene van God, dat dit impliseer iets van 'n vryheid, hy wat ons inneem en wie se juk sag is. Mag ons werklik vrykom van die selfingeperkte tronke waarin ons onsself bevind en die oorvloedige lewe beleef van ware vryheid en waarlik vry wees. Jy kan die gedeelte weer lees maar op my Facebook bladsy of vir my skryf eugenekemp@me.com.